is groot en geduld onmeetbaar. Die naam is groot en die hart is goed. Vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. Die kruis van redes vir my hart se lief. Prys die Heer, o my siel, o my siel, zoek nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, zoek nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan van U wees oneindig. 10.000 jaar en verewig leef. Prys die Heer, o my siel, o my siel, zoek nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, en zoek nou sy grote naam. Ja, ons zoek nou sy grote naam. Ja, ons zoek nou sy grote naam. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the sword, you lived to die, rejected and alone like a rose, you trembled on the ground, you took the fall, and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground, you took the fall, thought of me above all.
thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, the thought of me above all. Goeiemôre, baie welkom vanoggend. Ons gaan sommer saam hier in my kantoor bymekaar kom vanoggend. En ek wil sommer uitnooi en welkom sê hier. Ek gaan vanoggend so die preek so 'n bietjie op 'n ander plek aanbied. En het is vir my lekker om jou te kan nooi vanoggend om deel te wees, welkom te sê. En ek wil ook graag sommer ook deel wees daar waar jy in jou sitkamer of in jou TV-kamer of selfs daar op jou selfoon as jy na die boodskap kyk. Sommer net ook gemeenskap van gelowiges ervaar. En ek wil vanoggend jou groet met hierdie mooi woorde wat in Psalm 17 gebid word, sê die gebed van Dawid: luister tog, Here, na my regverdige saak, let op my hulp geroep, hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. En dan sê vers 8 so mooi, hy sê, beskerm my soos die appel van u oog, beskerm my soos die appel van u oog, steek my weg in die skaduwees van u vleuels. En ek wil jou uitnooi vanoggend om sommer so in die skaduwee van die Here se vleuels te kom staan. En dat ons saam stil word en saam na sy woord luister, as hy vanoggend met ons praat. En daarom groet ek jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan so 'n bietjie gesels in die volgende paar Sondae oor gebed. Ons het mos nou so baie tyd, ons is mos stil, ons is alleen, ons is bekommerd, daar's baie emosies wat deur ons gaan. En ek wil graag so 'n bietjie vir jou 'n bietjie vertel en leer saam met jou uit die Here se woord oor gebed. En veral in hierdie tyd saam gesels. Ek onthou 'n dag toe ek en my paale saam middagete geëet het. My pa, wat ook 'n predikant was baie besig, telefoonoproepe, daai tyd was nie selfone nie, telefoon het aan mekaar gelei en hy moes maar rondry, mense besoek, hy was maar baie besig gewees. En ek onthou hoe ons een middag aan tafel sit en ons hou hande vas om te bid en my pa begin met die gebruikelike gebed wat hy gewoonlik bid voor ete. En hy begin en hy sê 762-764. En ons almal kyk ons so skeef aan en hy besef hy het in die oomblik het hy vergeet wat hy moet doen en hy die telefoon geantwoord met die nommer wat hy gewoonlik die telefoon mee antwoord. En ek wil graag vir jou vra, is dit nie baie keer dat ons so in gedagte is en so sukkel met gebed, dat dit so by ons verbygaan, dat ons nie regtig met die Here kontak maak, dat regtig met die Here praat en regtig ons hart oopmaak nie. So ek wil graag jou uitnooi om hierdie volgende paar Sondae bietjie met my en saam met my deur die woord te gaan en te luister. Hier in my kantoor, wat ek julle so mooi verwelkom, het ek een van die ou telefone, blote ornament wat ek hier soos het, wat ek sommer maar net vir die mooiheid hier sit. En baie keer spot mense dit, en spot ek, sê ek, ja, dit is my direkte lyn wat as ek na die hemel toe moet bel, dan is hierdie die telefoon wat ek gebruik. Ek wens het was so maklik en so eenvoudig, maar ek wil graag vir jou vra, as ek hierdie beeld van die telefoon en gebed kan gebruik, en jy weer jou hand op gebed sit, en jy die gehoorstuk moet optel, weet jy nog watter nommer om te bel? Weet jy nog
om te praat met die Here en hoe om te praat met die Here. En as jy nou die geleentheid kry om so met die Here so te praat, soos wat jy op 'n telefoon praat, wat sê jy vir hom? Wat bid jy deesdae? Wat leef in jou hart? En baie keer dan lyk ons gebed nie soos hierdie telefoon nie, maar dit lyk amper net soos 'n mikrofoon waarmee die voorsangers net nou gesing het. Want is ek wat praat, maar daar's nie 'n gehoorstuk wat ek ook luister nie. So, wat is dit wat jy, as jy vandag met die Here kan praat, wat sou jy vir hom sê? Wat leef in jou hart? Nou gebed is om in die teenwoordigheid van die Here te gaan, en ek en jy word uitgenooi om enige tyd in God se teenwoordigheid in te gaan, wat ons met vrymoedigheid ons hart kan oopmaak, wat ons met vrymoedigheid kan stil bly en net kan luister as die Here met ons praat. Dit is ons reg om in sy teenwoordigheid te kom, dit is 'n voorreg om in sy teenwoordigheid te kom, en daar waar ek in God se teenwoordigheid is ek en God die Vader en God die Seun en die Heilige Gees intiem besig om in gesprek te tree. En wat hier gebeur en hoe dit werk, verstaan ons nie alles nie, en ons gaan vandag so 'n bietjie fokus op wat is die diep binnewerking van gebed. Nou, die probleem baie keer is as ek my gebedstelefoon optel en bid, dan is my probleem dat ek nie altyd sukkel om te konsentreer. As ek weer sien as my gedagtes weer ergens anderste. Ek sukkel om te fokus op die Here. Ek sukkel om te bid, want ek weet nie altyd wat om te bid nie. Ek weet nie wat is God se wil vir my lewe nie. Daar is soveel vrae in 'n mens, en twyfel in jou, wat jou gedagtes so besig hou, en wat die duiwel baie keer gebruik om jou so half te blokkeer, en jou gedagtes besig te hou. Daar's soveel emosies, wat ons deesdae ervaar, wat vir ons swaar maak om te bid. En ons wil vandag so 'n bietjie kyk wat sê die Here se woord in hierdie gedeelte, en ek wil vanoggend saam met jou blaai na die boek Romeine toe, as die Here vir ons in Romeine 8 vanoggend vir ons so ietsie verduidelik van gebed en hoe werk gebed. So voordat ons die woord lees, kom ons word stil voor die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend gemeenskap met U te kan hê, in U teenwoordigheid te kan wees, voor U te kan stil word. Dankie dat ons vanoggend ook met mekaar aan mekaar kan vashou en kan weet dat U Heilige Gees bind ons saam. U weet hoe moeilik dit baie keer vir ons is om te bid. U weet dat ons baie keer so sukkel om ons hart oop te maak, en dat ons weet dat dis vir ons moeilik. Ons weet nie altyd hoe om onsself te verwoord nie. En daarom, Here, dankie vir U woord. So ons wil graag voor ons oor gebed praat, sommer net vanoggend luister na U stem, sodat U ons sal leer vanoggend, sodat U vanoggend vir ons sal help om ook in U teenwoordigheid U stem te hoor. Sal U Gees ons inlei in hierdie waarheid. Amen. Kom ons lees Romeine 8 vanaf vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. 3 eenvoudige verse
wat eintlik baie diep dinge praat. En ek wil graag vanoggend so 'n bietjie saam met jou gesels, want in hierdie gedeelte vind ons die werking van God die Vader en die Heilige Gees en die rol waarin ek daarin speel. En so baie keer woon 'n ou kursusse by oor gebed, of jy luister en lees boeke of jy luister na ander mense se gebed en jy dink, "Sjoe, ek wens ek het so 'n direkte lyn. Ek wens ek kan so mooi praat. Ek kan sulke mooi woorde sê." Jy kan sommer hoor hierdie ou is geoefen in gebed en dit kom so van self en dan aan die ander kant staan ek en ek het nie die regte woorde nie. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te bid nie. Ek weet nie hoe om dit wat hier in my hart is nou so de mekaar. Alles is nou so chaos. Daar is soveel trane, daar is soveel hartseer. Alles is net so dat ek nie weet wat om te sê nie. En nou kom Paulus vir ons so mooi verduidelik, wat is God se rol en wat is die Heilige Gees se rol en wat is my rol in gebed? En ek wil vanoggend so 'n bietjie saam met jou stil staan. Kom ons lees weer vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Die Gees forceer ons nooit om te bid nie. Dit is ek en jy wat daai besluit moet maak. Dis ek en jy wat daai begeerte, die Gees dwing ons nie om dit te doen nie, maar die Gees staan ons by. En Paulus gebruik die woordjie ons so. Dis nie asof hy voorskrifklik wil wees nie. Hy sê, ek net soos julle gemeente van Romeine sukkel met gebed. En net soveel het jy en ek die werking van God se Gees nodig in hierdie swakheid van my. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Hy sê verder, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees pleit vir ons. So baie keer, weet jy nie, ek het al by 'n punt gekom wat ek nie meer weet wat om te bid nie, wat om te vra, wat om te sê nie. Ek het nie die regte woorde nie. Op hierdie oomblik en die goedes wat in my lewe gebeur, ek is net stil. En dis eintlik wat Paulus hier vir ons kom so mooi verduidelik, is dat die Gees staan ons in hierdie swakheid by, dat ons net kan stil wees voor hom, dat die Gees tree vir ons in met woorde en versigtinge, wat jy nie kan beskryf nie, wat jy nie in woorde kan vervat nie. Hy sê, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En dit is asof daar gebeur iets tussen God die Vader en God die Gees, 'n gesprek plaasvind wat ek die woorde nie verstaan nie. Ek weet nie of jy onthou in die ou dae toe kyk dat Mnet net begin het hulle die oop kyk tyd gehad hier van 5 tot 7 dink ek. En dan kon ons ouens wat nie Mnet het nie, kon ook Mnet gekyk het, Egoli gekyk het en so. En dan hierteen op 'n stadium, kan nie eens meer onthou wanneer 6 uur of 7 uur, dan skakel hierdie Mnet nou af vir die gewone ouens soos ek, wat nou nie 'n dekodeerder het nie, en dan het jy net hierdie skerm gekry wat so geblur is. En ek het so baie keer probeer om rugby te kyk op hierdie skerm, en jy onthou hoe dit gelyk het, maar jy kan nie eintlik sien nie, jy moet maar daai dekodeerder hê. Nou dit is 'n prentjie wat in my kop is, as ek vanoggend hierdie gedeelte lees van woorde, wat versigtinge, wat ons nie kan verstaan nie. Dit is so asof daai gedekodeerde prentjie is. Ek kan nie dit verstaan, ek kan nie sien nie. Dit is iets wat tussen die Gees en God gebeur. Is iets wat gebeur wanneer ek bid. En dit het nie te doen met my woorde nie, maar God dekodeer, die Gees dekodeer hierdie woorde en maak dit so vir God dat dit ontvanklik is, want die Heilige Gees ken God en ken God se wil. En ek self weet nie altyd wat God se wil is nie. Baie keer dan bid ons, dan weet ons nie, moet ek nou bid dat daar uitkoms sal wees, dat hierdie virus sal ophou, dat my probleme sal ophou, sal dat mense sal gesond word, of moet ek eintlik bid, Here,
Gee my krag om hierdie krisis te hanteer. Help my om te volhard in hierdie krisis. So, ons weet nie altyd wat om te bid nie. En daarom kan ek maar net stil word, want die Heilige Gees tree vir my in. Miskien praat ons te veel in ons gebede. Miskien moet ons net stil word en vir die Here, die Gees sê, sal u met die Vader praat, sal u dit wat op hierdie oomblik in my hart is, verwoord, en u Gees sal dit openbaar. Want Paulus sê mos, of Jesus sê mos, die Heilige Gees gaan ons lei in die waarheid, sê Jesus vir sy disippels. So die tweede ding wat ek wil hê jy moet na kyk is, wat is die rol van die Vader? En die rol van die Vader is hy is die een wat, kom ons lees vers 27, en God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. God wat die harte deurgrond. Is dit nie wonderlik om te weet, die Here ken my, hy weet hoe ek voel, hy weet wat ek dink, hy weet baie meer as wat ek, hy weet die diepte van my hart, hy deurgrond my hart, en daarom sien hy dit raak. Dis veel meer as net die woorde wat ek sê, die sake waarvoor ek bid, die goed waarvoor ek vra, die goed waaroor ek kla, die goed wat ek vir hom sê. Hy kyk na my gesindheid, hy kyk na my hart, hy kyk na my bedoeling, hy kyk na die honger in my hart om hom te soek. Hy sien raak die vrae wat in my verstand ronddraai. Hy sien raak die nood wat ek het. Hy sien raak die vreugdes wat ek het, die blydskap wat ek het. Daar's geen geheim nie, daar's niks wat ek vir hom kan wegsteek nie. Psalm 44 vers 21 sê, hy ken immers die geheime van my hart. Hy ken immers die geheime van my hart. So ek wil jou graag uitnooi om net die Vader wat in die gesprek wat tussen die Gees en die Vader plaasvind, om te weet dat in gebed is ek en jy deel daarvan. So om die binnewerk te verstaan van gebed is om te weet, dis wanneer ek voor God die Vader, die Gees en die Seun neerbuig en in 'n gesprek met hom gaan, 'n gesprek wat twee rigting is, 'n gesprek waar hy my hart ken en waar die Gees vir my intree met woorde wat ek nie kan verstaan nie. So wat is my rol? Wat moet ek dan doen? My rol, sê vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Partykeer is dit al wat ek en jy moet doen. Ek gee dit vir die Here en ek sê, dis wat ek glo. Ek weet, u gaan hierdie situasie, u gaan wat hier gebeur in my lewe, u gaan dit ten goeie laat meewerk. Hoe u dit gaan doen, weet ek nie. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan nie sien hoe u uitkoms gaan gee uit hierdie doodloopstraat nie. U weet baie meer as ek. Maar al wat ek het hierdie hoop. Ek het hierdie hoop en ek glo dit vas. En as ek terugkyk na my lewe, dan weet ek, dit is presies wat u gedoen het. U laat alles ten goeie meewerk. En dit is so asof daar 'n belofte is waarin ek kan vashou, wat ek kan weet, maar dit is u wat hierdie dinge gaan ten goeie laat meewerk. Dat dit in my lewe en in ons almal se lewe is, en dat dit spesifiek is vir God se kinders, vir wie hy liefhet en wat hom liefhet en wat geroep is. So ek wil jou graag uitnooi om net in hierdie woorde vas te hou, wanneer jy gaan bid en wanneer jy stil word. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy liefhet. En dis al wat gebed vanoggend vir ons is om met hoop na die Here toe te gaan. Nie met antwoorde nie, nie met vrae nie, nie met idees nie, nie met wat ook al nie, maar net hierdie hoop in jou hart weer te kan hê.
en hom toe te laat om vir jou nuwe hoop te gee. Ek wil graag afsluit met 'n vriend van my wat sy naam is Pieter, hy het saam met my geswat, predikant daar in Pretoria se omgewing, ek gaan nou nie sy van sê nie. En hy en sy vrou het altyd in die aande, so toe ons studente was, vertel hy vir ons, het hy en sy vrou so in die aande gekniel langs die bed en dan het hulle gebid, en dan omdat dit nou 'n lang dag was en hulle moeg was, het sy vrou partykeer so 'n bietjie vaak geraak terwyl hulle so kniel, en dan as sy so besig is om te bid, en dan raak sy maar 'n bietjie vaak, en dan stamp hy so aan haar, en as hy so aan haar stamp, dan begin sy weer verder te gaan met haar gebed. Nou dis 'n ware verhaal, dis wat gebeur het. Pieter vertel dat een aand toe slaap hulle, en hy draai om in die bed, terwyl hulle slaap, en in die proses stamp hy aan sy vrou, en sy val weg met die Onse Vader, net daar. Nou, jy kan amper nie glo nie, maar dit is waar. Nou, miskien het ek en jy net weer 'n stamp nodig, om weer te begin bid, om weer te sê, Here, ek hoop op U, en ek sê dit vir U, dit is in my hart. Ek weet nie wat om te bid nie, ek weet nie wat om vanoggend te sê nie, ek wil net stil wees. Sal U Gees in my intree, die dieper werking van gebed. Miskien het ek en jy dalk net vanoggend weer so skop nodig om te bid, en weer die telefoon van gebed op te tel, en die boodskap op hierdie foon met die Here te praat en te luister. Kom ons gesels die volgende paar weke saam oor gebed. Amen. Onse Vader, Here, dankie dat ons nie net oor gebed kan praat en daarvan lees nie, maar dat ons ook stil kan word op hierdie oomblik. U weet wat in ons harte leef. U weet dat ons nie antwoorde het nie. U weet dat ons maar so in vertwyfeling is. U weet dat dit maar vol trane is, dat dit vol vrees is, dat ons bang is. U ken alles van ons. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend met U te kan praat. En wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet, maar U praat ook namens ons. U Gees is ons helper. U tree in vir ons. En ons wil vir U vra, sal U nie vanoggend intree nie. Daar is soveel van ons wat vanoggend luister na hierdie woord en kyk en net nodig het om stil te word en net weer vas te hou in hierdie belofte. Alles sal ten goeie meewerk. U sal dit laat meewerk. En dis met hierdie gebed van hoop wat ons vanoggend vir U vra. U ken die wil van U Vader. Ek wil graag vanoggend intree, ook vir baie mense wat vanoggend na hierdie woord luister en wat regtig ook gebed nodig het. En wat ook net mense nodig het wat omgee. En ons bid, Vader, dat U in hierdie tyd vir ons sal help om geestelik te groei en dat ons U grootheid sal raak sien en dat ons so afhanklik van U sal wees. Ons bid, Here, vir mense wat rondom 'n graf moet gaan staan, wat die hartseer het, en is so baie van die mense wat ons ken, of mense wat vanoggend net siek is en net in die bed lê en net wonder of hulle gesond is en swaar kry met hulle gesondheid. En ons bid net, Here, dat U vir ons sal voorgaan en dat U vir ons sal lei. Ons aanbid U. Amen. Kom ons sing lekker saam met ons lofprysing span en daarna gaan ons buig ons voor vir die seën van die Here. Sing het daarom gee ek U my
is hier by my, die het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek hier my stem. Daarom juig ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek hier my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Sing ek, daarom gee ek hier my stem. Daarom juig ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek hier my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Ek wil jou graag groet deur vir jou te sê, die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. Die Here sal tot jou gebed verhoor en hy sal jou genadig wees. In die naam van God drie enig. Amen.